Goed, STEM-benadering in onderrig kan beskryf word as die onderrigbenadering tot leer wat gebruik maak van wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde om as toegangspunt te dien om leerders se kritiese denke, dialoog en ondersoek te versterk. Wanneer daar na die kern van STEM-benadering gekyk word, is ondersoek en samewerking, sowel as klem op prosesgebaseerde leer, die belangrikste elemente. Benutting van integriteit van die kunste self is nodig vir 'n autentieke STEM-inisiatief. Die STEM-benadering bestaan uit 6 stappe, naamlik fokus, detail, ontdek, toepassing, aanbieding en koppeling. Om die 6 stappe te ontleed en te beskryf, kan ek as volg doen. Stap 1 is fokus, wat identifiseer die probleem of noodsaaklike vraag. Stap 2 is detail. Neem waar en dokumenteer elemente wat tot die probleem van 'n vraag bydra. Stap 3 is ontdek. Ondersoek die huidige oplossing en leer nuwe vaardighede aan om die probleem op te los. Stap 4 is toepassing. Skep nuwe oplossings deur gebruik te maak van jou kennis en vaardighede. Stap 5 is aanbieding. Deel jou idees met ander en stap 6 sal dan 'n koppeling wees waar jy reflekteer op ander se voorstelle en 'n oplossing vind soos nodig. Goed, nou hoe skakel die bogenoemde onderwerp aan by STEM? Wel, ek het groente en vrugte gebruik, soos wat julle kan sien, is 'n baie oulike tematafel wat ek gedoen het. En ek het die graad R tema gebruik, wat ook oulik is, want hulle is nogal lief vir eksperimente en vir kleurvolle dingetjies. Vir wetenskap word daar gebruik gemaak van 'n suurlemoen, soos hierso, wat ek dan nou koekleersel gevat het en ek het seep gevat en koeksoda, terwyl ek die lemoen oopgesny. Toe het ek eers die koekleersel ingegooi en seep oorgesit en daarna het ek koeksoda oorgegooi en hom gemeng en hy het geborrel. Dan vir tegnologie het ons 'n lig basies gemaak. Hier is die LED liggie wat van suurlemoen gemaak is, so jy het 'n sekere hoeveelheid watts nodig, of as ek mens dit so kan sê, voltages, ekskuus, wat jy dan nou moet gebruik en dan gaan die liggie aan as jy genoeg voltage het. Dan vir ingenieurswese kan jy 'n konstruksie bou. Ek het sommer een met druiwe gebou wat nogal verskriklik oulik is en die kleintjies geniet dit ook om met dit te speel. Vir kuns kan jy bak en brou gebruik omdat hulle klein is, hulle is baie entoesiasties daaroor en hulle geniet dit ongelooflik baie, waar hulle dan nou hulle eie kunssosatie kan maak. Maar as ek nou een op die tafel moes sit, dan sou hy opgevreet gewees het. Dan het ek hierso 'n oulike groente en vrugte uitleg, waar aan die onderkant is al die produkte of al groente wat onder die grond groei. En dan is hierdie boonstes alles wat bo die grond groei. Verder vir wiskunde het ek ook nou nie 'n voorbeeld nie, maar hulle kan patrone verf met verskillende vrugte en groente. Jy kan byvoorbeeld 'n tamatie sny en rooi verf vat en dan sit jy nou die rooi verf van die tamatie se druk. Daarna vat jy dalk 'n wortel, dan sit 'n tamatie en 'n wortel wat dan nou 'n oranje kleur is. En dan 'n suurlemoen wat sommer geel is. En dan het jy sommer 'n 3 patroon waar kleuters gewoonlik mos net 2 patrone doen. Goed, nou watter onderrigstrategieë kan gebruik word by STEM? Projekgebaseerde leer is 'n onderrigmetode waarby leerders aktief leer deur aan werklike wêreldprojekte te werk. Projekgebaseerde leer is 'n onderrigmetode wat by die STEM gebruik kan word, of by die STEM-metode althans. Verder kan werklike probleemoplossingsaktiwiteite gebruik word as 'n onderrigstrategie. Gedurende hierdie strategie word die leerders aan blootgestel aan goeie soos rolspel en debatte en gemeenskapsgebaseerde projekte. Dit kan ook 'n integrasie wees van die kunste en ook as 'n effektiewe onderrigstrategie beskou word. Om nuuskierigheid te ondersoek en te kweek kan ook as 'n onderrigstrategie gebruik word. Spanwerk is alhoewel baie belangrik. Dit is ook belangrik om groeiingesteldheid aan te moedig en aan werklike wêreldkonsepte te koppel. Goed, nou watter ander benaderings kan 'n mens gebruik? Multidissiplinêre benadering is wanneer jy 'n sentrale tema het en al die vakke word daarbey geïntegreer. By interdissiplinêre benaderings het jy steeds jou tema, maar dit word op verskillende konsepte gekoppel.
jou tema is daar, maar jy koppel die konsepte aan soos vaardighede en so aan. Hierdie sluit in geletterdheid, wiskundige vaardighede en denkvaardighede. Integreerde benadering is ook 'n benadering wat gebruik kan word en dit kan beskryf word as die leerders word betrek by fundamentele vaardighede en dit word gebruik soos kritiese denke, kreatiwiteit en besluitneming word dan in daardie proses versterk. Dan kry jy transdissiplinêre benadering wat 'n kombinasie is van die bogenoemde benaderings altesaam. Dan in vraag 5 is dan nou, hoe sal jy nou STEAM konkreet aanbied? Nou vir my les maak ek gebruik van die verskillende vrugte en die groente en ek kan ook vir die leerders 'n video wys van die verskil tussen groente en vrugte en hoe dit groei. Watter vrugte en groente groei onder die grond en watter groei bo die grond. Hoe plant 'n mens 'n vrug? Hoe maak jy 'n vrug? Hoe kry jy dit reg dat hy ontkiem die saadjie blom en al die oulike goedjies? Dit is verskriklik interessant vir die kleintjies. Dan het ek ook my wiskundige tafel of my wetenskaptafel met my ingenieurswese, my voorbeeld van die verskillende goedjies, my tegnologie en my wetenskap. Wat dan nou presies vir die kinders interessante maniere wys om nie net jou vrugte en jou groente te eet.